Ons is tans besig met 'n reeks boodskappe met die tema Geloof wat waag. Dis 'n 40 dae program van Saddleback Kerk in Amerika. En vanoggend praat ons oor konfronteer jou vrese. Nou wat is hierdie 40 dae geloof van waag ding presies? Dis 'n 40 dae fokus op groei in jou geloofslewe, op gee vir God, en dit gaan nie net oor geld nie, dit gaan oor hoe gee ek alles wat ek het vir die Here, hoe gee ek oor aan hom. En die laaste was, hoe gaan ek na ander mense toe, want ek gee mos om vir die wêreld, want God gee om vir my. En dis sy roeping aan ons moet hom lief hê en ons naaste soos onsself. So dis die doel van hierdie 40 dae. En vandag praat ons oor konfronteer jou vrese. Wat is dit wat jou bang maak om iets groots vir die Here te probeer doen, of om jou lewe vol uit te leef? En ons gaan praat oor om God op sy woord te vat en te begin beweeg in geloof. So scary soos dit mag wees soms om in geloof te leef. So, vanoggend wil ek gou begin met 'n belofte wat die Here maak. Daar's meer beloftes in die Bybel as dae in 10 jaar. Dis amazing. Die Here maak hierdie belofte. Hy sê God het die mag om deur die krag wat in ons werk oneindig meer te doen as wat ons vra of dink om te vra. Hoor mooi, God kan deur jou meer doen as wat jy kan dink. Maar sien, God is 'n gentleman, hy forceer homself nie af op jou nie. Hy sê, ek wil jou deel maak van my plan. Ek wil jou deel maak van 'n wêreld wat 'n beter plek is. God het die beste plan vir jou lewe. Ons het laasweek daarna gekyk, en as jy enige van die boodskappe in hierdie reeks gemis het, gaan na Dina se Facebook bladsy toe. Daar's links na ons YouTube channel toe, en dan kan jy al die boodskappe gaan kyk, of jy kan aan die einde van die reeks net die reeks bestel. So die Here kom en hy sê, hy kan hierdie ding, wat ook al dit is wat hy in jou hart geplant het, God se droom, dit wat hy deur jou wil doen, kan hy doen, as ek en jy hom vertrou. Maar die vraag is, as die sleutel tot geloof wat waag is om te beweeg teen jou vrese, hoe kry ek dit reg? Hoe kry ek dit reg om dit wat my terughou te oorkom? En vanoggend gaan ons baie prakties raak daaroor. Oor hoe kry ek dit reg om vir die Here te begin beteken wat ek kan beteken en wat ek moet beteken? Hoe kom ek uit my blok uit? Eksodus 14 vers 15. Hierdie is een van die snaakste verse in die Bybel, ek sal dit nou vir jou verduidelik. Die Here het toe vir Moses gesê, vir wat staan jy so benoud en roep na my? Sê vir die mense, hulle moet begin beweeg. Verstaan jy wat hier aangaan? Kan jy dit jou self voorstel? God sê vir iemand, hou op bid en begin beweeg. Klaar gebid. Nou begin ons iets doen. Ek meen, dis amazing. Hoeveel mense ken jy nie, dan vra jy vir hom, veral ek kry dit baie keer onder jong mense, wanneer hulle probeer geestelik wees, dan vra ek vir hulle, wat gaan jy doen met jou lewe na skool? Dan sê hulle, ek's nog besig om te bid daaroor. Of jy kry iemand en dan sy besigheid so 'n bietjie in 'n slamp, dan sê ek vir hom, wat gaan jy doen? Nee, ek bid daaroor. Ek bid daaroor. Ek het vir jou nie, as jou besigheid in 'n slamp is nie, bid daaroor. Teen die tyd wat jy klaar gebid is die slamp jou dalk gesink. Ek en jy moet begin besef dat gebed kan nie 'n verskoning wees om iets te begin doen nie, want daar kom 'n tyd wat selfs die Here vir jou gaan sê, jy moet ophou praat daaroor, jy moet ophou dink daaroor, jy moet ophou bid daaroor, en jy moet begin doen. Dis so eenvoudig soos dit. En vanoggend gaan ons praat oor, hoe gaan ek dit begin doen? Want die lewe gaan oor die neem van risiko's. Jy sal nie weet waar jy is vandag, as jy nie so hier en daar 'n kans gevat het nie. Charmaine, ek sou haar nie geken het, ek sou nie met haar uitgegaan het, ek sou nie met haar getrou het, as ek nie die risiko geneem het om haar die eerste keer te vra vir koffie nie. Dyname sou nie bestaan het as ons nie bedank het by 'n kerk en gesê het, ons spring, ons vat hierdie risiko, ons begin hierdie ding in geloof, en die Here vat daai risiko's wat ons neem, daai sprong wat ek en jy neem, en hy seën dit, en hy seën dit, en hy seën dit. Maar, hoe neem jy daai risiko's? Eerder as om in vrees te gaan sit, en te gaan hoop die gevoel gaan verby, of te gaan sit in vrees en te hoop die Here vergeet van jou, of die Here vergeet van die plan wat hy deur jou het, of jy soos Moses, of al die ander ouens in die Bybel wat eers verskonings gehad het, oor hoekom kan hulle nie vir die Here iets doen nie, en jy gaan sit in 'n hoek, en jy kry jouself jammer, en jy sê, ek is niemand, ek is niks, ek hakkel 'n bietjie, ek is nie sterk genoeg nie, ek is nie populêr genoeg nie, ek het nie genoeg geld nie, ek het nie genoeg hierdie nie, ek het nie genoeg daai nie, maar eintlik is jy net bang.
Jy's net bang om te doen wat die Here beplan vir jou. So die eerste manier om oor hierdie vrees te kom is jy begin deur die feite te kry. Kry die feite. Maak seker oor dit wat die Here vir jou wil hê en wat dit van jou gaan vat. Want wyse mense dink voor hulle optree. Jy doen alles in jou vermoë om die risiko te verstaan wat jy gaan neem. Toe ons Dynamis begin het, het ons nie gegaan en net gesê, Here, hier gaan ons nie. Ons het baie daaroor gebid. Dynamis is vooraf gegaan deur 3 jaar van gebed en wag, oor wanneer is dit vir God reg, sodat ons in pas beweeg met hom. En ons het baie gebid en baie planne gemaak en baie gewonder oor hoe hierdie ding kan werk, maar op die ou einde is die Here nodig vir die sprong. Maar jy moet self eers net die wiskunde doen, verkry waarheid, moet nooit daarvan afstand doen nie, sê Spreuke 23. En die feite rondom die risiko wat jy wil vat, mag jou bang maak, om jou plaas te vergroot, of om jou fabriek te vergroot, of om jou besigheid uit te brei met iets niets, of om jou werk te bedank en 'n ander werk te begin waar jy vir jouself werk, of om te sê, maar ek gaan nie dit swat wat ek my hele lewe lank dink ek gaan hierdie ding swat, maar nou dink ek nee, die Here se plan is vir my totaal iets anders, nou gaan ek dit swat. Dit mag jou bang maak. Dit mag jou bang maak om te weet dat dis hierdie berg wat voor my lê en dis die berg wat die Here wil hê ek moet klim, maar daar's niks meer vreesaanjaend as om onkunde te hê. As om nie te weet waarvoor jy jou inlaat nie. Ten minste as jy die feite ken, dan weet jy wat vir jou voorlê. En daarom is die tweede stap van hoe kry ek dit reg om my vrees te oorkom, is ek en jy moet die wiskunde doen. Lukas 14 vers 28 tot 31 is 'n lang stuk, ek gaan nie alles lees nie, net die eerste vers of 2 sê hy, moenie eers begin voordat jy nie die koste bereken het nie. Want wie sal met die oprigting van 'n gebou begin sonder om eers kwotasies te kry? Dynamis. Dit is 'n totaal ander storie. Dynamis se gebou is gebou sonder kwotasies. En te sien of daar genoeg geld is om die rekeninge te betaal. En dan gaan hy, dan sê hy, wie sal 'n gebou bou en wie sal dit doen en wie sal dat doen, wie sal 'n oorlog gaan maak as jy nie genoeg soldate het om die oorlog te beklei nie, en so aan en so aan. Maar op die ou einde moet ek en jy besef dat ons moet die wiskunde doen. Ons moet sê, wat is dit wat ek het? Wat het ek tot my beskikking om hierdie droom wat God in my hart gesit het, om dit moontlik te maak? En partykeer is die antwoord op daai vraag niks. Ek het niks nie. Maar dit beteken nie jy moenie beweeg nie. Want die volgende vraag is, weet jy wat jy nodig het? Want as jy weet wat jy het en jy weet wat jy nodig het, weet jy wat is die verskil tussen die twee? Wat moet jy God voor vertrou? En ek sê weer, partykeer is wat jy het, is niks. Toe Dynamis na hierdie gebou toe geskuif het, het ons 'n kantoor gehuur. Ons het amptelik eintlik niks gehad. En ons het geweet wat ons nodig het, en God het geweet wat ons nodig het. En ons het geweet wat ons God voor moet vertrou. En dit bly 'n proses van vertroue. En dit bly die besef dat elke besluit wat jy maak, het 'n prys. Maar God is die een wat die rekening betaal. En dis wat ek en jy moet besef, dat as God 'n droom in jou hart sit, sal hy die droom betaal. Hy sal maak dat dinge bymekaar kom, hy sal maak dat mense oor jou pad kom, hy sal maak dat die bank vir jou oortrokke gee of 'n lening gee of wat ook al dit is, daai onmoontlike ding wat jy dink nooit sal gebeur nie en niemand sal vir jou 'n kans gee nie, dit sal gebeur. As dit God se plan is vir jou lewe en jy vat die risiko, sal God voorsien wat jy nodig het. Maar ek en jy moet eers die wiskunde doen en agterkom, wat het ek nodig en wat moet ek God voor vertrou? Die derde ding wat ek en jy moet doen is ons moet beplan. Vrydag praat ek met iemand, ek sê vir hom, hoorie, verskoon my, ek moet nou ry. Ek het eintlik vanoggend op sy gesit om my boodskap voor te berei vir Sondag en ek moet daarby uitkom en hy sê vir my, maar staan jy nie net daar bo en jy wing it nie? Weet jy, wing it net. Ek sê nee, as ek daar bo staan en ek wing it net, is al wat die Heilige Gees vir my sê, is jy het nie beplan nie. Jy het nie voorberei nie. Jy het nie vir my iets gegee om mee te werk nie. So ek en jy moet besef dat ons moet die beplanning doen om God se droom 'n realiteit te maak. Jy moet dink aan wat jy moet doen en waar jy in jou pad is. God het vir jou 'n brein gegee. Wanneer God vir jou 'n droom gee, dan gebeur dit nie apart van jou brein nie. God het nie gesê,
jy's 'n pion in sy plan nie. Jy's 'n koning en 'n koningskind. God gee vir jou brein en hy sê gebruik dit. Gebruik dit om God se plan vir jou lewe moontlik te maak. Spreuke 16:9 sê 'n mens beplan sy koers, maar die Here bepaal sy bestemming. Met ander woorde, daar's 'n gedeelte wat ek doen, ek moet beplan en dan moet die Here kom en hy sal sorg dat die einddoel bereik word. Maar dit beteken nie ek moet nie my beplanning doen. Ek moet. Sien, gebed en voorbereiding gaan hand aan hand. Aan die begin gesê, God sê hou op bid en beweeg. Maar die punt is, daai ou het eers gebid en toe die Here vir hom gesê beweeg. Daai goed loop hand aan hand en partykeer moet ek vir jou sê gebeurlik gelyk. Baie van die goed wat ons hier by Dynamis aanpak, baie van die goed wat ek in my lewe doen, gebeur gelyk. Ek sal besig wees om iets te doen en dan sal ek vir die Here sê, Here, seën hierdie ding, wees deel hiervan. Maak u seker dat dit die doel bereik wat u wil hê dit moet doen. Soos jy bid beplan en soos jy beplan moet jy bid. En vra vir God om jou tree vir tree te lei en te wys wat is volgende en wat is volgende. Want 'n effektiewe lewe is 'n lewe wat ek goed saam met God beplan. Hoor mooi, 'n effektiewe lewe, 'n lewe wat 'n verskil maak, 'n lewe wat 'n impak het, is 'n lewe wat ek saam met God beplan. Elke besluit, of ek koop of ek verkoop, of ek bly of ek ry, of ek sit of ek staan, of ek uitbrei en of ek kleiner maak. Dis God wat vir jou moet wys. Een tree op 'n slag. En dan, een van die moeilikste stappe om jou vrees te oorkom en iets vir God te begin doen, is dan moet jy, wanneer jy gebid het en jy het beplan en jy die wiskunde gedoen en jy weet wat jy nodig, dan, voor jy dit aanpak, moet jy dit vir die wêreld vertel. Jy moet vir almal sê, God het hierdie plan in my lewe en ek gaan met die Here se krag en met die Here se hulp gaan ek hierdie ding aanpak en ek vra dat julle saam met my sal bid, my familie, my vriende, en hier gaan ons. En dit mag dalk gebeur, soos met myself en Shamaine, toe ons Dynamis begin het my familie het vir my gesê, julle is mal. Toe sê ek verstaan dat jy dink ek's mal, maar bid in elk geval. Dan het ek meer gebed nodig as gewoon. Vertel dit vir almal. Jakobus 4 vers 15, julle moet eerder sê, as die Here dit so beskik, sal ons lewe en sal ons dit doen, of sal ons dat doen. Jy moet dit sê. Jy moet sê, wat is dit? Hoekom moet ek dit sê? Want om 'n doelwit daar te sit, is 'n stelling van geloof. As ek sê, God gaan deur my, of ons gaan hierdie ding doen, dan sit ek 'n pen in die grond, en ek sê, dis waar ek gaan wees oor 'n jaar, of oor 5 jaar, of oor 10 jaar, of oor 'n maand. Sit die doelwit neer, vertel dit vir die wêreld. Sodat, wanneer jy jou doelwit aankondig, dit jou geloof bou. Dit maak dat ek baie meer afhanklik is van God, want nou het ek al hierdie mense wat vir my kyk, en wat gaan kyk, want daar's die haters, soos ou Taylor Swift, ek hoor sy kry nie meer 'n kerel nie, arme vrou, want geen kerel wil meer met Taylor Swift uitgaan nie, want hulle is bang sy skryf 'n liedjie oor hulle. Nou sy praat in een van haar liedjies van the haters are gonna hate, nee? Nou as jy jou doelwit, jou God gegewe doelwit op die grond neersit en vir die wêreld vertel, beloof ek vir jou, dan mag dalk selfs Facebook bladsye opgaan wat teen jou gemik is. Dan mag dalk selfs websites gebou word wat geskryf word net om teen jou droom te werk. Of wat ook al. Ek het die voorreg om vir Stefan Joubert baie goed te ken, wat al 'n klomp boeke geskryf het en reg oor die wêreld al gepreek het en klas gegee het en wat ook al, en hy het letterlik mense wat koerantberigte skryf gereeld, wat websites opsit, wat Facebook bladsye begin om hom af te breek. En dan vra ek vir hom daaroor en sê ek vir hom, hoe kry jy dit reg om aan te hou? Hy sê, Johannes, dit nie gebeur nie. Dan moet jy weet, jy's nie in God se plan nie. Want die duiwel, as jy in God se plan is, gaan die duiwel nie daarvan hou nie. En dan gaan jy teenstand kry. So nog 'n rede hoekom jy jou doelwit moet aankondig, is dit hou jy aanspreeklik tot ander mense. Want die oomblik as jy vir mense sê, ek gaan dit doen of dat doen, dan vra hulle jou die hele tyd, hoe lyk dit? Hoe ver is jy? Hoe gaan dit aan? Selfs die haters vra, hoe gaan dit aan? Want hulle wil hoor by jou, dit werk nie.
En dan kan jy elke keer sê, dit werk, dit vorder, God het 'n plan, kyk wat het gebeur, kyk wat is besig om te gebeur. So die Here wil hê, ek en jy moet ons vrese oorkom. En hy gee vir ons 'n baie praktiese plan oor hoe om dit reg te kry. En dan as jy daai vrees oorkom het, moet jy laat los. Dan daai laat los beteken los hierdie gemaksone waarin jy is en laat waai. Begin werk, begin doen. Want Psalm 56:4 sê, die dag wanneer ek bang word, sal ek net op U vertrou. As jy spring, as jy daai nuwe ding begin, as jy daai droom van God begin jaag, weet dat God by jou is en weet dat jy op hom kan vertrou. Jy mag maar. Want braafheid is nie die afwesigheid van vrees nie. Ek beloof vir julle, ek is bang. Elke dag is ek bang. Elke dag as ek in hierdie gebou instap, dan sien ek God se prentjie vir hoe hierdie gebou lyk as hy klaar is. Elke dag as ek hier instap op 'n Sondag, dan sien ek God se plan vir wanneer die dienaar met 6 dienste 'n week gaan hou, want dan gaan nie genoeg sitplek wees nie. En elke keer wanneer ek daaraan dink, dan word ek bang. Want ek wonder, hoe gaan ons dit regkry? En dan gaan ek aan. Hou aan om vorentoe te beweeg. Ten spyte van my vrees, want dit is braafheid, dit is geloof. Dit is om 'n lewe te leef wat afhanklik is van God. Geloof is nie geloof as dit nie iets van my vra wat ek nie kan sien nie, wat ek nie oor beheer het nie. Dis die aard van geloof. Geloof beteken ek doen iets wat nie binne my vermoë is. Ek het God daarvoor nodig. So. Vanoggend vra die Here vir my en vir jou om ons vrese te vervang met geloof. 2 Korintiërs 1:10 sê dit so. Dit is hy, God, wat ons van so 'n groot doodsgevaar gered het en ons weer sal red. Hy is ons verwagting. Hy sal ons altyd is altyd, sal hy ons weer red. God is die een wat jou gebring het tot hier. Jy sit nie vanoggend in daai stoel toevallig nie. Ek gee nie om of jy so klein is, so groot is, so breed is. Ek gee nie om of jy afgetree is, nog op skool is nie. Die Here het 'n plan met jou lewe, ek het dit laas Sondag oor en oor gesê. En daai plan begin by jou geboorte. So hy's klaar aan die gang. Wanneer join jy God se plan vir jou lewe? God het jou gebring tot hier, in hierdie stoel, in hierdie plek, op hierdie dag, sodat ek en jy kan sê, Here, wat is dit wat U wil hê? Hier gaan ons. Vrees is 'n keuse. Vrees is 'n keuse. Dit word in jou geplant deur die duiwel. Dis hy wat jou bang maak. Maar God hou oor jou die wag. Hy weet alles wat jy deurgaan. En hy is nie bang vir die uitkoms van die probleme of toetse in jou lewe nie. Daar's Darius hulle vanoggend. Weet nie of julle dit gesien het nie. Dis absoluut amazing. Imke se tellings is op. Hulle kan vlieg, die planne word gemaak. Hulle gaan 6 maande oor see. Iemand het gekom en gereël dat al hulle vliegkaartjies betaal is, dat al hulle verblyf aan die ander kant verniet is, dat al hulle goed uitgesorteer is die kant, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. Hoeveel in hierdie vertrek, toe julle die syfer gesien het wat Imke nodig het gesê, it's not possible. Ek's een van hulle, wat in my stilligheid gesê het, hierdie is 'n nommer. Hierdie is 'n nommer. En die Here weet wat in jou lewe aangaan. Hy weet wat die probleme is wat jy het. Hy weet die struikelblokke is wat jy het. En hy weet wat het jy nodig. En alles op aarde behoort aan die Here. Vir hom is geld is 'n nommer. Dit is net 'n nommer. God kyk diep in jou hart en hy vra, is jy bereid om my te vertrou ten spyte van die koste, ten spyte van die nommer, ten spyte van of jou familie jou gaan ondersteun, ten spyte van of jy jou vriende gaan behou of verloor, is jy bereid om hierdie ding te doen, al gaan jou kompetisie in die besigheidswêreld jou harde tyd gee, al gaan mense teen jou begin praat, al is jou baas vir jou kwaad want jy bedank en jy word jou baas se kompetisie, dit, wat ook al die saak is, God ken jou omstandighede, so vertrou op hom, moenie ingee vir jou vrees nie, die duiwel is mal daaroor as jy ingee vir jou vrees, hy's mal daaroor, want as jy ingee vir jou vrees, doen jy niks vir die Here nie. God beloof, hoor mooi,
Een van my gunsteling verse in die Bybel. Romeine 8 vers 28. Ons weet dat God alles ten goeie laat saamwerk vir hulle wat hom liefhet. Daar staan nie, alle dinge is goed nie. Alles in jou lewe gaan nie goed gaan nie. Daar gaan moeilikheid wees, daar gaan terugslag wees. Maar God sal dit laat saamwerk en hy sal nog steeds sy droom in jou lewe bereik. Is jy bereid om dit te doen? Daar's geen moeilikheid, geen dilemma, geen ramp, geen teenspoed in jou lewe wat God nie tot sy eer kan gebruik nie. Daar's geen rede vir jou om die toekoms te vrees nie. En as jy vrees, dan wys dit net dat jy God nie vertrou nie. So ek vra jou vanoggend, vertrou jy die Here? Sien, is baie maklik om te sê, ek vertrou die Here. Maar as jy vanoggend vir my sê, ek vertrou die Here, dan gaan ek vir jou sê, wys my. Waar is jy besig met 'n droom in jou lewe, wat God in jou hart gesit het, wat groter is as wat jy binne jou fisiese vermoë kan regkry? En as jy nie vir my een kan wys nie, gaan ek vir jou sê, jy's bang en jy vertrou nie die Here nie. Punt. So jy het huiswerk. Dis op jou blaadjie, jy kan dit huis toe vat. Dina, miskien nie baie huiswerk nie, maar vandag gee ons vir jou huiswerk. En die huiswerk lyk so, en ek weet kinders, jong mense, dis die woord wat jy die meeste haat. Daar's een woord wat ouers meer haat as huiswerk, en dis die woord groepstaak. Maar dis 'n saak vir 'n ander dag. Nommer 1, maak 'n lys van jou vrese. Nadat jy weet wat is hierdie droom wat God vir jou het, maak 'n lys van jou vrese. Vra vir God om jou te wys hoekom jy die vrees ervaar. Nader vir God in gebed, vra hom jou te help om daai vrees met geloof te vervang. Vat vanoggend se boodskap, vat hom stap vir stap deur en raak ontslaaf van jou vrees. Dis so eenvoudig soos dit is. En ek kan nie wag om te sien wat God deur jou lewe gaan doen nie. En ek wens ek kon vir 'n paar van julle vra, staan op. Want jy is binne in God se droom vir jou lewe en ek sien hoe jy God se droom leef vir jou lewe. En ek wil so graag sê, staan op en vertel vir almal hoe jy met hierdie journey begin. Staan op en vertel vir almal wat is jou volgende plan en jou volgende plan en jou volgende plan. Maar ek hoef nie vir jou te vra om op te staan nie, jy gaan dit self doen. Want is een van die stappe in vanoggend se preek. Jy gaan opstaan en jy gaan begin sê vir die wêreld om te weet. Jy gaan 'n advertensie uitneem in die koerant. Jy gaan 'n berig gooi op Facebook en jy gaan sê, this is me, this is my God, and here I go. Vertrou jy God regtig? Vertrou jy God regtig? Of sê jy dit net? En as jy sê jy doen dit, dan gaan ek jou sê, wys my. Want woorde is leeg. Onthou waar ons begin het, die Here wat sê, hou op bid en begin doen. So kom ons bid, sodat jy kan gaan doen. Kom ons bid saam. Here God, ek wil vir U sê dankie vir vanoggend se boodskap. Here, wat hard en duidelik en reguit is. 'n Boodskap wat party van ons tussen die oë geslaan het. 'n Boodskap wat ons dalk teruggeslaan het in ons skoene. 'n Boodskap wat so 'n groot reality check is. Here, ek wil vra, ruk elke mens in hierdie gebou uit hulle gemaksone uit. Uit daai gemaksone van opstaan en gaan slaap, opstaan en gaan slaap, nog 'n dag, nog 'n dag, nog 'n dag. Here, maak U drome in harte wakker. U het ons gemaak met gawes en talente wat uniek is en spesiaal is. U het ons omring met U aarde, gevul met hulpbronne. En Here, U het ons 'n brein gegee en U het vir ons drome in ons harte geplant. En nou sit U in die wag om te sien hoe die wêreld kan lyk wanneer U kinders hulle lewens voluit leef. God groote drome droom. En God groote drome doen. Here, ek wil vra, skud elke mens hier. Mag ons nooit weer sê, ek vertrou U, sonder dat ons lewens dit nie wys nie. Here, ek wil U loof en prys vir elke een wat al daai stap in geloof geneem het, wat al gelaat los het en gelaat waai het. Here, wat al gesê het, Here, hier is ek spring van die kraans af. Hou aan om hulle te lei, hou aan om hulle te seën, wees met hulle deur terugslag.
Help hulle, Here, wanneer die haters kom en teen hulle praat. Here, help hulle wanneer siekte of hartseer of dood by die deur kom kuier. En dit ons probeer van koers afruk, wanneer die duiwel kom inbreek en kom steel, letterlik en figuurlik. Here God, ons kom sit aan die voete. Ons kom en ons sê, Here, ons vertrou U, ons doen nie wiskunde, ons doen nie beplanning, maar Here, nou wil ons gaan. Help ons om ons vrese te oorkom. Ons bid dit, Here, in U naam. Amen.